diens. Ons sê baie dankie vir Elsie en almal wat gehelp het in die voorsang, en ek dink julle gaan agterkom, die voorsang is baie gepas vir die boodskap wat gaan volg. Soos ons weet is vanoggend die 16de Junie, en dit is 'n baie spesiale dag vandag. Dit is somer al buite, dit voel so, en dit is ook Vadersdag. Nou, een van ons lidmate, Ansie Wasserman, het 'n talent om gedigte te skryf. Sy het 'n talent om haar gedagtes in woorde om te sit, en ek het al van haar gedigte gehoor, wat sy vir my gelees het, en toe ek gehoor het, ek gaan 'n preekbeurt kry die 16de, het ek vir haar gevra, Ansie, sal jy vir ons 'n gedig skryf, spesifiek vir vanoggend? So julle gaan vir die eerste keer hierdie baie mooi en unieke gedig van haar hoor. Ansie, ons vra vir dan om dit vir ons te kom voorlees. Baie dankie. Hy wys nie groen nie. Okay, dan wil hy nie werk nie. Goeiemôre. Ek wil net baie dankie sê vir die geleentheid om vandag hier te kan wees. Soos julle nou voorheen gehoor het, dit is Vadersdag, dit is jeugdag, ons almal weet dit. Maar dit is ook vandag my pa se verjaarsdag. Hy is gebore in 16 Junie 1945 en hy is oorlede 13 jaar gelede in 'n vreeslike werksongeluk. So ek wil graag hierdie gedig aan al die vaders opdra, maar ook aan my pa. Soos Justus gesê het, toe hy my gevra het om 'n gedig te skryf, het ek God gevra om vir my 'n ander perspektief oor hierdie onderwerp te gee, en ek hoop dat julle iets hieruit vir julleself sal kry. Verlore kind, die verlore seun uit God se oogpunt. Ek slag vir jou, lam my kind, 'n voorbereide offer vir jou, my verlore kind. Ek het jou eens uitgered uit jou benoudhede, jou erfdeel laat kry en jou laat gaan. Jy het my vergeet en my geterg, jou met varke gemeng en semels geëet. In die doderyk het my lam jou las gedra en opgestaan. Ek is die weg. Deur my kan jy jou pad huis toe vind, terug na my toe. Kom sit aan my tafel, ek smeer jou hoof vet met olie, jou beker loop oor. My seun, die offerlam, is altyd by my, maar jy, my verlore kind, verwelkom ek met oop arms. Ek omvou jou met 'n purperkleed vir 'n koningskind. In my huis is daar baie wonings, 'n ewige tuiste vir 'n verlore kind. Baie dankie. Ansie, baie dankie dat jy ook 'n stukkie van jou hart met ons gedeel het, en dit is baie besonders. Ek dink ons sal later ook daai gedig met jou toestemming kan aanstuur vir die wat hom graag wil ontvang. En dan wil ek hê ons moet net so sit en dan gaan ons saam luister na 'n lied wat Elvis Blue geskryf het, en ek glo hy het hom geskryf en hy gaan hom vir ons sing. Dis 'n baie besonderse 'n lied, die hartklop van 'n pa. En dit sluit ook aan by ons boodskap van vanoggend. So ons kan saam luister na die lied. Dankie. As jy bang is, volg jou herinneringstroom op terug na my toe, waar jy in my arms leef.
gaan slaap. Met stories van prinsen en draken op je bed wat kraak. Daar voel jy onseker. I don't know the monsters under your bed, and I don't know the secrets in your head. Zolang jy weet, ek is hier. As jy ooit wil praat, ek het jou al opgetel en jou neergesit. Met elke traan jou stay vastgedrukt tot laat in die aand gesels as dit jou plaat. Geen nie om waar jy is, bly lief vir jou net soos jy is. So klink die hartklop van 'n pa. So klink die hartklop van 'n pa. Ek voel jou seer, weet nie hoe dit werk nie, ek weet net dit gebeur. Jy bly maar altyd deel van my, met elke skrap, met elke breek van jou hart. Ek sien hoe raak jy ouer, die cirkels wat jy loop gaan my verby. Jou lewe staan buiten nie meer langs my. Solank jy weet ek is hier, as jy my soek. Ek het jou al opgetel en jou neergesit. Met elke traan jou stay vastgedrukt tot laat in die aand gesels as dit jou plaat. Geen nie om waar jy is, bly lief vir jou net soos jy is. So klink die hartklop van 'n pa. So klink die hartklop van 'n pa. As dit jou plaat. Geen nie om waar jy is, bly lief vir jou net soos jy is. So klink die hartklop van 'n pa. So klink die hartklop van 'n pa. So klink die hartklop van 'n pa. Ek hoop hierdie lied het ook tot elkeen van julle se harte gespreek. Dit het my sommer teruggevat en verlang ek ook na my pa. Vanoggend se tema is die verlore seun se pa. Dit is so 'n bietjie ander kyk op die verhaal van die verlore seun. En dan die ondertema, as ek dit so kan sê, is wat doen ek en jy as ons drome verander in 'n nagmerrie? Wanneer dinge nie uitwerk soos dit moet nie. Nou ek gaan 'n gedeelte lees wat baie bekend is en ons almal het dit al 'n paar keer gehoor. Dit gaan oor die verhaal van die verlore seun. Maar ek gaan vir ons lees vanaf vers 1, dit is Lukas 15 vers 1 tot en met vers 25. Die rede hoekom ek dit so doen is, ek wil hê, hier waar jy nou sit, moet jy soos 'n fliek gaan kyk. Wanneer ek hierdie storie lees, moet jy sien waar Jesus besig is om aan gewone mense soos ek en jy bietjie te gesels oor die lewe. En dan is daar 'n groep mense, die fariseërs en die skrifgeleerdes, wat baie krities is op Jesus
en sê, maar hoekom hou jy jouself besig met hierdie mense? Hoekom praat jy nie eerder met ons wat slim en wys is nie? En dan wys Jesus sy hart vir ons. Ek gaan vir ons lees die gelykenis van die verlore skaap. Die tollenaars en die sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en hy tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was, weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees, oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Ek hoop julle kon dit sien, hoe hierdie skaap wat afgedwaal het vir miskien 'n groener weivelde, hoe die herder hom gaan soek het en hierdie blydskap toe hy hom gekry het, die blydskap dat hy nie deur wolwe gevang is nie. En dan gaan ons oor na vers 8 toe, die gelykenis van die verlore muntstuk. Of wat 'n vrou wat 10 silwer muntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het, weer gekry. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God, oor een sondaar wat hom bekeer. En dan van vers 11 af, hierdie bekende gelykenis van die verlore seun. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land weggetrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en ek wil hê julle moet vashou aan hierdie vers. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oorgenoeg en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aangekom het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werkmense, maak gou, bring klere die beste en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Vers 24. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. En toe het hulle begin fees vier. Ek hoop julle kon hierdie verhale visueel sien en sien hoe desperaat daar gesoek word na 'n verlore skaap en 'n muntstuk. En die blydskap van 'n pa toe hy sy verlore seun wat weg is, weer gesien het tuiskom. Wat het hierdie 3 verhale in gemeen?
Daar's 3 items of iets wat op soek was. Die eerste was 'n skaap wat verlore is. Mense kan nou dink 'n skaap is waardevol en dit het 'n groot betekenis en waarde vir die eienaar daarvan. En dan is daar die muntstuk. Verbeel jou laaste bietjie geld wat jy nodig het om die krag aan te hou of om huur te betaal, kry jy nie. Jy het dit iewers gesit, maar jy weet nie waar dit is nie. In 'n broeksak, dalk het jy dit in 'n gewas of dit is net weg en jy gaan soek dit. En jy gaan deel daai vreugde om te sê ek kan ten minste hierdie maand nog my krag aanhou of ek kan huur betaal. En wat is die derde ding wat weggeraak? Verlore raak, die seun. Mens kan jou verbeel dat op hierdie plaas waar dit baie goed gaan, waar daar werkers is en daar's genoeg om van te eet, kom hierdie jongste seun en hy sê vir sy pa, vir watter rede ook al, ek wil bietjie, miskien 'n gap jaar gaan vat, ek wil iets anders te gaan doen, ek wil nie deel wees van hierdie plaasbestuur nie, ek wil my vlerke gaan sprei. En hierdie pa en seker die ma en die oudste broer moes seker om 'n tafel gesit het en hieroor gesels het en gesê het, maar is dit ooit 'n goeie plan? Maak dit sin wat jy nou wil doen? Maar op die ou end het hulle gesê dis reg. En wat doen hy? Hy vat sy erfporsie en hy sit dit om in geld en hy gaan na 'n ver land toe en hy verkoos dit. Maar wat maak hierdie gedeelte van die vertelling anderste? 'n verlore muntstuk wat iewers onder 'n bed, onder 'n tafel gaan lê, word gesoek. 'n skaap wat afgedwaal is, word gesoek. Nêrens lees ons dat die pa na sy seun gaan soek het. Het jy al so daaraan gedink? Want die pa het geweet, anders as 'n muntstuk wat jy onder 'n kas kan uitvat, dit terugsit in jou beursie, anders as 'n skaap wat afdwaal, om optel en om oor jou skouers dra, kan jy nie dieselfde doen met jou volwasse kind nie. Jy kan vir hom intree, jy kan vir hom lewenslesse leer, maar as hy 'n volwasse persoon geword het, en hy kan met jou redeneer oor wat reg en verkeerd is, en hy het 'n goeie opvoeding gehad, gaan dit baie moeilik wees om elke keer daardie seun wat afgedwaal het, weer te gaan haal. Want op die ou end gaan hy dalk weer dieselfde besluite oor en oor doen. Maar wat is die fokus hierso? Ons leef in 'n wêreld waar dinge nie altyd vir ons uitwerk soos dit moet nie. Ons drome vir onsself as 'n gesin en vir ons kinders, en daai drome verander soms in 'n nagmerrie. Hoeveel keer het dit gebeur dat iemand in my kantoor instap, hier by die kerk waar ek besig is met berading, en vir my sê, my dogter of my seun wat oor see gegaan het om daar te gaan studeer of te gaan werk, wanneer hy of sy na 'n paar jaar terugkom, is dit nie meer myselfde kind wat ek weggestuur het. Ek het my kind verloor. En dan sit sy daar stikkend, en dan vertel sy vir jou van al die kere wat hy al probeer het, om hierdie verlore kind weer te kry, dat sy tot haar sinne kom. Hoeveel keer gebeur dit dat 'n pa nie vir my sê, maar help my om aansoek te doen vir 'n beskermingsbevel teen my seun. My kind vir wie ek baie lief is, het ek eintlik verloor, want hy raak gevaarlik, en hy's gevaarlik vir my. Of 'n ma en 'n pa wat sê, ek en my kinders kan vir jare lank nie meer met mekaar praat nie. Daar is nie meer 'n oproep nie. Of 'n ma wat sê, ek kan nie meer dinge glo wat my kind vir my sê nie. Ek wil graag glo wat sy sê is die waarheid, maar hoe moet ek weet dit wat sy uit haar mond uitkom is die waarheid? En dan maak dit 'n mens se hart seer, in die sin van 'n droom wat jy vir jou kind gehad het, word dalk 'n nagmerrie. As ek hierdie verhaal van die verlore seun dalk in 'n moderne weergawe kon oorsit, sou hy dalk so geklink het: iewers is daar 'n seun en 'n dogter wat saam met hulle ma en pa in 'n huis woon. Kom ons sê 'n middelklas huis. Die seun doen goed in sport en veral in rugby en in atletiek. Daar word al gepraat van eendag vir die Springbokke speel en om oor see te gaan kontrak doen, werk doen op met rugbyklubs. Elke Saterdag word daar rugby gekyk en kort voor lank lê die matriekeksamens voor.
Na matriek lyk die prentjie anders. Geen groot kontrak, geen universiteitsvrystelling. Laat aande kuier en bekommernisse oor dwelms word 'n daaglikse stryd. 'n Droom word 'n nagmerrie. Niemand van ons is behoorlik voorberei op wanneer drome verander in nagmerries nie. Daar kom 'n tyd wat mens besef dat jou kind nie soos 'n skaap oor die skouer gedra kan word elke keer as hy of sy verdwaal nie. En dan moet daar soms ook moeilike besluite geneem word. Daar is baie wat wag nog dat hulle kind weer huis toe sal kom. Nou dit klink baie droewig. Dit klink maar hoe pas dit nou in met 'n Vadersdag waar ons almal gelukkig moet wees? Maar in vers 17 kom die draaipunt in hierdie vertelling van die verlore seun. Hier kom die goeie nuus. Wat doen die seun? Hy sit daar en hy dink, ek wonder, ek verbeeld my, hy sit daar onder 'n boom en daar wei die skaap, ag die varke, en hy sê maar, hier sit ek, sonder skoene, sonder 'n ring aan my vinger. My klere is stikkend en ek het 'n lang baard en my haar is lank en ek stink en ek is vuil. En hy doen die volgende, daai introspeksie, en hy kom tot inkeer. Hy maak die draai in hierdie verhaal. Hy kom tot inkeer en hy sê maar wag 'n bietjie. Ek weet waar ek vandaan kom. Ek het in 'n huis groot geword waar daar dissipline is, waar daar waardes is, waar daar liefde is. Hoekom gaan ek nie terug huis toe nie? En dit is die goeie nuus. Hy het daai besluit geneem. En dan is die vraag, hier sien die pa sy seun in die verte aankom. Sy pa se gedrag kon baie anders gewees het. Hy kon gesê het, ja, hier kom die ou seun wat bederf is. Kyk hoe lyk hy, kyk hoe vuil is hy. Ek glo hy was teen daai tyd seker al lekker maar, want hy het baie min geëet. Hy kon baie krities gewees het teenoor sy seun. Hy kon eintlik vir hom belet het en gesê, jy sit nie jou voete op hierdie plaas nie. Gaan terug waar jy vandaan kom. Maar die pa doen dit nie. Want die pa se hart en die hartklop van 'n pa is net anders. Nou, hier sien die pa sy seun. Wat is die eerste ding wat hy doen toe hy sy seun sien? Hy hardloop na hom toe. Hy omhels sy seun. Hy soen hom hartstogtelik. Kan julle daai prentjie sien? Ek wil amper sê 'n prentjie van snot en trane, van blydskap, van opgewondenheid. My seun is terug. Kyk hoe lyk hy, maar hy's hier by my. En wat doen hy? Hy skree vir die werkers, kom, bring vir my seun mooi klere. Bring vir hom skoene vir die stikkende voete van hom. Bring vir hom 'n vinger, vir sy vinger 'n ring, om te bewys hy's deel van ons. En daar word fees gevier, en daar is blydskap. Maar die vraag wat ou met vir myself vra, maar wat stel die pa in staat om hierdie tipe gedrag te openbaar? Hoekom het die pa nie na die ander kant toe geneig nie? Hoekom was hy nie die kwaai pa wat gesê het, jy hoort nie hier nie, jy kan maar jou goed vat en teruggaan waar jy vandaan kom? Wat maak hierdie pa anderste? En dit laat my dink aan 'n gedeelte van wat Paulus geskryf het in Galasiërs 5 vers 22. En luister baie mooi na dit. En dan kyk jy, waar pas hierdie eienskappe in by hierdie optrede, hierdie gedrag van hierdie pa? Ek gaan net hierdie vers lees, maar eintlik is dit 'n goeie gedeelte om op die eie te lees. Die opskrif is die gees van God en dan ons sondige natuur. Hierdie is die fokus op die vrug van die gees. Die vrug van die gees daarenteen is liefde. Sien julle die liefde van die pa? Vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ek gaan dit gou vir ons weer lees. En dan kyk jy watter van hierdie eienskappe ontbreek by jou. Of
oor watter eienskappe beskik jy? Die vrug van die Gees daarteenoor, en jy kan hom aftik, of 'n kruisie by hom maak, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. So, wanneer ek na hierdie pa kyk, en ek sien hoe hy hierdie eienskappe openbaar. Kom ons sê, toe hy sy seun sien in die verte aankom, en hy herken, maar dit is my kind. Wat openbaar hy, toe hy dit sien? Toe hy sy seun sien? Hy openbaar liefde. Kan julle dit sien van daar af? Want ek het genoeg presteetjie by my ook. Wat is die volgende eienskap? Die vreugde of die blydskap toe hy sy seun omhels, toe hy hom soen en toe hy vir hom eerste keer met hom kon praat. Wat is die volgende vrug van die Gees waarvan ons lees? Vrede. Nou dink vir julleself, die oudste seun het aanhou werk op die plaas. Hy het aanhou produktief wees, en nou hoor hy sy broer se stem, en hy storm daarin en sê, maar wat gaan hier aan? En hoe die pa moes vrede maak, en sê, maar wag, ek het jou nog altyd by my. En hoe hy moes as bemiddelaar opgetree. Wat is die volgende eienskap, as julle kan onthou? Geduld. Sou ons nie in ons kar geklim het, of op Facebook ingegaan het, of vir vriende gebel het en gesê, hoorie, kyk bietjie uit vir Pietie of Kosie, of julle hom nie langs die pad sien nie. Hierdie pa het geduldig gewag, tot sy seun wel op sy eie opgedaag. Nou die volgende eienskap sien ek soos 'n sambreel. As jy al die eienskappe van die vrug van die Gees het, kan jy mos nou nie sonder vriendelikheid wees nie. Jy kan mos nou nie geduldig wees en jy is nors nie. So, as jy hierdie eienskap oorbeskik van vriendelikheid, dan sien jy dit soos, dit omvou en dit omhels al die ander eienskappe van die Gees, van die vrug van die Gees. En goedhartigheid, dat die pa nog steeds bereid was om sy seun te ontvang en hom steeds te laat veilig voel waar hy is. En getrouheid. Die pa wat getrou bly aan sy belofte om 'n pa vir sy kind te wees. Nederigheid. Die pa het nie in woede sy kind tegemoet gegaan nie. Die pa het in nederigheid nog steeds sy seun ontvang en hom ook op so 'n manier laat tuis voel. Maar een van die eienskappe wat seker vir ons baie moeilik is om deel te maak van ons daaglikse bestaan is selfbeheersing. Want wat doen ons as 'n taxi voor ons inry? Of as iemand iets van ons sê waarvan ons nie hou nie? Ons gee vir hom terug wat hy soek of wat hy verdien. Die pa kon sy seun net so wel weggestuur het en gesê, trap van my plaas af. Maar met die nodige selfbeheersing kon die pa ook sy seun laat tuis voel. Nou ek het hierdie woorde en hierdie eienskappe aan die kruis vir 'n rede. Want waaraan herinner dit ons? Aan ons eie Vader, aan God, wat vir Jesus gestuur het om ons ook lief te hê, om ook vreugde in ons lewe te gee, om ook vrede te maak. En dink vir jouself, hoe geduldig was Jesus eintlik maar met ons gewees? En hoe geduldig is God elke dag met ons? En hoe God deel van ons wil wees?
Ons moet weet dat in ons eie nagmerrie ons God, 'n God het wat wag vir ons tuiskoms. En dat hy ons met dieselfde liefde sal ontvang. Vandag is Vadersdag. Vandag is die geleentheid om daardie oproep te maak of om op daai oproep te reageer wat al lankal uitgestel is.